Dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons vandag weer hierdie wonderlike voorreg het om saam om die woord te sit. Mag die Heilige Gees ons vandag bedien in gees en in waarheid. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou geliefdes, ek gaan vandag verder met u praat oor die storms in ons lewens. Ons het verlede week gesien, daar is verskeie storms in ons lewens. En vandag wil ek 'n vragie vra en ek glo dat die Heilige Gees dit vir ons 'n antwoord gaan gee vanuit die woord van die Here uit. So die vraag vandag is: wat is God se doel met my stormervarings wat ek beleef? Wat is God se plan? Het God 'n plan daarmee of wat wil hy daardeur bereik? En ek glo die Here wil vir ons vandag maar net weer opnuut sê, en ek dink dit is so onopbonde wil ek dit eintlik gestel, en dit is dat God se hart vir ons is net die beste. Daar in 3 Johannes 1 vers 2 is die apostel en Gaius met mekaar in gesprek eintlik. En nou kom die apostel Johannes en dan skryf hy sê: geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan. Ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan. En dit, ek glo, dit is ook God se hart. Maar soms moet ons die realiteit in die oë kyk en ons weet dat die Here het ook maar 'n plan met ons lewens, en ons het verlede week ook dit gesê, en ek wil dit maar net weer herhaal, en dit is dat God doen niks sonder goeie rede of 'n doel nie. In Psalm 139 en in Jesaja 49 lees ons dat God het 'n baie definitiewe plan met ons lewens, selfs toe ons in mekaar gesit het. So, die ander ding wat ons vir mekaar gesê het, en dit is, almal van ons beleef van tyd tot tyd 'n stormervaring in ons lewens. Nou, 1 Jakobus 1 vers 2 tot 4 wil ek graag vir u lees. Hy sê: ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Nou, ons het al daar gelees in Psalm 23 vers 4, waar Dawid ook so 'n stormervaring gehad het, maar dit was nie God se plan dat hy daar moes bly nie, en God het vir hom 'n wonderlike tafel gedek. So, God se plan vir ons is selfs ook met die storms in ons lewens, en dit is dat ons by sy plan moet uitkom. Hy het nêrens ons beloof dat ons sonder hierdie ervaring sal wees nie. Maar wat hy wel beloof het, is om altyd daar vir ons te wees. In Matteus 8 vers 23 tot 27 lees ons Jesus was saam met die disippels in die skei toe hulle die storm op die see beleef het. En in Psalm 23 vers 4 lees ons ook weer van die storms in ons lewe. So, die goed gebeur met ons, maar ons moet weet dat die Here het beloof, hy sal altyd, selfs in die storms, en hy sê in die woord, ag, dit loutere vreugde. En dan gaan hy verder, en dan sien ons daar in 1 Petrus, die volgende gedagte, vers 6, daarin verheug julle, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en tot eer en heerlikheid
by die openbaring van Jesus Christus. So, ons kan nie vir ons blind staar teen hierdie gedagte dat dit alles te altyd net moet goed gaan nie. Terwyl die Bybel sê, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan. Dat jy geseën sal wees, dat jy voorspoedig sal wees. Dis deel van God se plan. Maar om daarby uit te kom, is daar soms storms in ons lewens. En ek wil 'n paar gedagtes met u deel vandag, en ons kyk wat sê die Here weer eens uit sy woord. Die eerste gedagte van die storm wat ek vandag vir u wil deurgee, en dit is, die storm duur nie vir altyd nie. Dit is nie vir altyd of konstant nie. It's not a place to stay, but only a pass-through. Jy gaan deur. Die Bybel sê daar in Psalm 23 vers 4, ek gaan deur die dal, ek bly nie daar nie. Dit is egter ons wat bepaal hoe lank dit gaan neem, en miskien 'n bietjie iets meer rondom dit 'n bietjie later. So dis belangrik dat ek en jy sal verstaan waarmee God besig is. En hoekom sekere goed gebeur. Al verstaan ons dit nie altyd nie, al wil ons in iets anders dink, maar ons weet mos wat die woord vir ons sê. Die woord is mos baie duidelik as hy dit met ons deel. So Romeine 8 vers 28, God gebruik alles en hy span dit in tot ons voordeel. Is dit nie kosbaar nie? Wat motiveer God om dit dan nou toe te laat in hierdie storms? Ek dink aan die lied wat die Gaithers sing wat sê, sometimes it takes a mountain, sometimes a storm, sometimes a desert, just to get a hold of me. In die eerste plek wil ek vandag dit baie duidelik stel, en dit is, wanneer God seker goed toelaat in ons lewens wat nie vir ons so lekker is nie, wat vir ons stormagtigheid in ons lewens gee, is om ons aandag te kry. Psalm 119 vers 67 en vers 71 sê, ek het gedwaal, maar hy het my gevind. Dit is goed dat ek verdruk was, sê Psalm 71 of vers 71 van Psalm 119. Hy sê dit is goed dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Met ander woorde, dis nogals baie interessant. Wanneer ons kyk, wat sal mense alles doen om net die aandag op hulle te vestig? So sal God ook ongewone, onverklaarbare dinge toelaat om ons aandag te kry. Droefheid of verdrukking is een van die dinge wat God gebruik sodat ons sy waarheid of doel kan verstaan. Jy moet onthou, as dit by siekte kom of wat ook al, God sal nooit jou arm breek om jou iets te leer nie, maar wanneer jy jou arm breek, sal God die situasie gebruik om vir jou te laat verstaan dat hy is ook groter as daardie storm. Maar hy sal so, en alles net om jou aandag te kry. Soms is ons so vasgevang deur die goed wat rondom ons gebeur, of met ons gebeur, hierdie storms in ons lewens, dat ons vergeet om op hom te fokus. Onthou, ons het verlede week reeds daaroor gepraat, maar ek wil dit tog net weer eens herhaal. So, wat moet Jesus nog meer doen om jou aandag te kry? Om jou fokus te kry. Dit beteken, God wil alles van jou hê, sodat hy alles van hom met jou kan deel. Maar as jy nie aandagtig na hom luister nie, aandagtig op hom fokus nie, sal jy nooit weet wat God graag met jou wil deel nie. Die tweede gedagte is God verlang om 'n intieme verhouding met ons te leef. Jy lees maar dit daar in Efesiërs 1 vers 4 tot 10. Hy sal alles in sy vermoë doen
om ons harte te wen, al sou dit beteken dat hy 'n storm moet gebruik. Hoeveel keer het ons hierdie getuienis al beleef van mense wat sê, dis toe hulle in die storms was dat hulle besef het, ons het die Here nodig. Vandag wil ek vir jou sê, somtyds laat God hierdie storm toe, om jou aandag te kry, maar ook om jou vriendskap te wen. Hy wil jou vriendskap hê, hy wil jou vriend wees, hy wil vir jou help, hy wil hê jy moet weet, dat jy kan met groot vrymoedigheid op hom steun, want sy vriendskap is ware vriendskap. Dan in die derde plek, is 'n gedagte wat by my opgekom het, en dit is, om sy ewebeeld te wees. Ek dink daai ou lied wat ons jare terug in die kerk gesing het, wat sê, te wees soos Jesus, te wees soos hy, so rein, so sag, so heilig, so nederig, te wees soos hy. Ek verlang te wees soos hy. Wanneer hierdie storms ook kom, is dit juis om ons op daardie plek te kry, sê Here, dit maak nie saak of daar niks op die land is nie, dit maak nie saak of daar nie 'n druiwe oes is nie, dit maak niks saak nie, Habakuk 3, maar Here, ek gaan U loof, ek gaan U prys. In my boekrak is 'n boek met die naam van, sal jy my nog loof? Maar sal jy nog die Here loof? Sal jy nog steeds wil hê, ek wil soos hy wees? Efesiërs 4:13 praat van die volle grootte van Christus, in alles soos hy te wees. Jesus reg aan die begin sê, laat ons mense maak na ons gelykenis, om soos hy te wees, of soos hulle te wees. So dis baie, baie belangrik. As ek dink aan Romeine 12 vers 2 wat sê, word in die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan verstaan wat die wil van God is. So dit is belangrik, dis God se plan toe hy gesê het, hy gaan die mens skape, het hy gesê, ek wil iemand maak wat soos ek is. En dis wat die Here vandag vir jou opnuut wil kom sê. Kom en ons wees soos hy. Selfs al moet hy 'n storm in ons lewe gebruik, al moet hy ons deur 'n woestyn laat gaan, of deur 'n dal van doodskaduwee wil gaan. Ek het in hierdie week net weer eens besef, dat tussen ons en die dood is maar 'n baie kort tydjie. En ons weet nie hoeveel tyd ons het nie. Ons kan vandag nog lag en gesels en môre is ons nie meer daar nie. En ek wil jou nie bang maak nie, en ek wil jou nie vrees by jou inboesem nie. Ek wil hê jy moet vandag weet, God wil met jou 'n vriendskap sluit. God wil hê jy moet soos hy wees. God soek jou aandag. En dan in die vierde plek, storms kom ook om vir ons vertroosting te bring en vir ons bemoediging te bring. Dink maar in Romeine 8 vers 31, God is aan ons kant. Ons hoef nie te vrees nie, ons hoef nie bang te wees nie. Die oorspronklike teksvers sê dit so mooi, hy sê, God het ons aan die wenkant gesit, ons kan nie, selfs hierdie storm ons gaan deur hierdie storm, met die wete, dat ons is meer as oorwinnaars aan Christus Jesus, wat ons lief het, volgens Romeine 8. Dan Hebreërs 13 vers 6, die Here is vir my. Dit is een van die wonderlikste vertroosting wat ons kan vind, wanneer ons in 'n storm is en ons verstaan nie altyd nie. In die week wat verby is, het ek weer eens 'n stormtyd beleef, en ek het net geweet, die Here is vir my, die Here is aan my kant, hy het my meer as 'n oorwinnaar gemaak, ek kan nie verloor nie, ek is aan die wenkant gesit. En dit het vir my soveel troos gebring, dat ek selfs in my stormtyd weer vir die Here kon sê, Here, U is nog steeds my hoop, daar's niemand anders soos U nie.
Ek hou vas aan U, Here. Al sien ek dit nie, al ervaar ek dit nie, maar ek glo dit met my hele hart. Daar is niks wat ons so kan bemoedig as die wete dat God weet. Ek sê dit altyd en so dikwels as ek dit sê, dan doen ek dit met soveel passie in my hart. It's good to know that God knows, and that's enough for me. En mag dit ook vir jou genoeg wees, selfs in die oomblikke wat dit vir jou voel, ek kan nie meer nie. Wanneer jy na die Here roep en sê, Here, help my asseblief. Ek kan nie meer nie. Hierdie storm in my lewe is besig om my te oorweldig. Dan wil die Here vandag jou vertroos. Hy wil jou bemoedig dat hy altyd daar is. Altyd daar is. Selfs as ons kyk na Daniel se vriende wat in die vuuroond gegooi was. God was altyd daar. En net soos hy daar is, kan jy as gevolg van jou stormervaring verander wat ook in 'n storm is, bemoedig en vertroos. Ek het iets neergeskryf eendag en ek wil dit tog vir u lees vandag. The deeper the valley, the darker the storm, and the more intense the pain, the greater is the preparation of your heart to be a blessing and a comfort to other people. Ons moet onthou, ons leef nie vir onsself nie, en ons stormervarings is nie altyd net vir ons nie. Maar dit is om verander te sê, hou moed, moenie moedeloos word nie, staan op die Here se woord, want hy is die een wat ons kom vertroos en bemoedig, en vir ons sê, hou vas, moenie moedeloos word nie, want die Here is aan ons kant, en daarom is dit ook so belangrik. 'n ander gedagte wat by my opgekom het, en ons moet onthou, dat storms is nie daar om ons altyd aan te kla nie. Die duiwel is die aanklaer, die Heilige Gees kla ook niemand aan nie, hy oortuig ons wel. So met ander woorde, storms is ook daar om ons te oortuig. Hierdie ervarings het slegs ten doel, sodat ons kan weet en verstaan, dat God is meer as enige berg, enige verdrukking, enige pyn. El Shaddai, God of more than enough. En dit is wat die Here is. So die storm kom en hy oortuig my dat God is groter. Dit hierdie sleg ervaring of hierdie negatiewe ervaring of hierdie goed wat rondom jou gebeur wat jou wil vreesbevange maak, wat vir jou soos 'n berg lyk, wat vir jou in die grond wil afdruk. Die Here wil vandag vir jou kom sê. So die storm het ten doel om ons te oortuig dat God verstaan en dat God is meer as ons storms. En dan wil ek 'n ander gedagte met u deel vandag, en dit is, storms bring ook verandering. Ek het reeds Romeine 12 vers 2 aangehaal, en dis waar alles begin, by die vernuwing van ons gemoed. Die Amplified sê so mooi, hy sê, be transformed, be renewed in your mind. In jou gedagte wêreld is hier tussen ons twee ore, is waar alles gebeur. As ek na Paulus se lewe kyk, it took 3 days of total blindness and helplessness for a change to occur. Met ander woorde, wat wil ek vir jou sê? Somtyds moet jy in hierdie stormagtigheid of 'n droogte gaan, soos 'n woestyn of 'n berg, wat vir jou baie styl is, en vir jou dink, ek kan nie hier uit nie. Paulus se lewe wys vir ons, dat wanneer ons hierdie ervarings het, dan bring dit verandering in ons lewens, en sy hele denke was verander. Hy het nooit weer dieselfde gedink nie. Daarom wil ek vandag vir jou sê, onthou net, wanneer die storms kom,
dan gaan dit verseker veranderings bring. Ek gaan anders dink oor die storms. Ek gaan anders dink wanneer ek ander mense sien wat in storms is. Ek gaan beter weet hoe om vir hulle te help en te lei om ook hierdie verandering teweeg te bring. Want wanneer ons bereid is om te verander, gaan die storm verbygaan. What must God do to move you to change? Wat moet die Here doen sodat jy gaan verander? Dat jy nooit weer dieselfde gaan dink nie, nooit weer dieselfde gaan praat nie, nooit weer dieselfde gaan doen nie. Kom ek sê vir jou, without a change into his likeness, you are not fit or useful for the kingdom of God. Onthou jy daar in Lukas waar hy sê, hy wat sy hand aan die ploeg geslaan het, en agtertoe kyk, Lukas 9 as ek reg is, wat sê, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. As jy nie verander nie, is jy nie geskik vir die koninkryk nie. Is jy nie geskik om ander te vertroos en te bemoedig nie. Is jy nie geskik om ander by die hand te vat en hulle te lei om in 'n vriendskap met God te wees, om gelykvormig te word aan hom nie. Is jy nie geskik om vir ander aan die hand te vat sodat hulle onder die oortuiging kan kom van dit wat God in hulle lewens wil doen nie. Dit beteken, verandering beteken, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Paulus sê so mooi, ek het gesterwe, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Ek onthou dat Jimmy Swaggart is daar 'n lied wat hy sing wat sê, en in hierdie lied is daar 'n reël wat my so aangegryp het. En wat sê, oh, how hard it was to die. Maar as jy nie gaan sterf in jouself nie, as jy nie gaan verander nie, ek weet nie hoeveel storms die Here oor jou lewe gaan stuur, voordat hy dalk ook moedeloos gaan omdraai en sê, maar jy wil nie luister nie. Vandag wil die Here vir jou sê, ek is hier om jou te help, om te verander, om meer en meer soos hy te word. Ek sluit af met hierdie gedagte, wat ons weliswaar daar in Psalm 23 vers 4 lees, en dit gaan oor die intensiteit, mag deur God bepaal word. Maar jy besluit hoe lank jy in hierdie storm wil wees, of hierdie vallei ervaring wil wees. Met ander woorde, hoe gouer jy besluit om God te vertrou, hoe gouer gaan die Here jou help. Hoe gouer ons oorgee, en hoe gouer ons na God toe gaan en luister wat hy wil vir ons sê, hoe gouer ons harte vir hom oopstel, sodat hy sy doel in ons kan bereik, hoe gouer sal ons hierdie vallei of hierdie storm verlaat, en ons weet mos, wanneer die storm verby is, dan wag daar vir ons 'n feestafel. Aan hulle wat oorwin het, sê die Bybel, mag u in hierdie dag opnuut weer beleef dat God het 'n plan, selfs met jou storms in jou lewe. En wanneer jy die Here vertrou, gaan jy die Here op 'n baie spesiale manier beleef. En dit is my hart dat die Here vir jou sal ontmoet, selfs ook in jou storm, en dat jy gaan beleef dat God is magtig om enige storm stil te maak, net soos hy die storm op die see stil gemaak het. Hy wil dit ook vir jou doen vandag. As daar iemand is wat vandag wil sê, pastoor, dink bietjie aan my, bid saam met my, ek gaan deur 'n storm in my lewe, ek verstaan nie waarmee die Here besig is nie, maar wat ek vandag gehoor het, gaan my help om aan die ander kant meer as oorwinnaar uit te kom. Want dis wat die Here gesê het in Efesiërs 6, nadat hy gesê het, eintlik my broers, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte,
Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly, nadat jy alles volbring het. En dit is my hart, dat jy aan die ander kant jou storm sal uitkom, 'n sterker mens, 'n meer volwasse mens, 'n meer ryper mens, 'n mens wat besef, dat die Here is nog altyd daar, al lyk dit nie so nie. Daarom wil ek vandag vir jou 'n gebed bid, en die Here saam met jou vertrou, dat hy vir jou sal help, om in oorwinning te leef, en mag hy jou, terwyl hy na jou aandag soek, fokus op die Here. Hy wil 'n vriendskap met jou hê. Sy vriendskap is baie meer as die storms van jou lewe. Hy wil hê jy moet soos hy wees. Hy wil jou vertroos en jou bemoedig. Wil die storm gebruik om jou te oortuig. Nie om jou aan te kla nie, maar om jou te oortuig. En hy wil 'n verandering in jou lewe bring, sodat as jy terug gaan kyk en sê, hierdie storm het my sterker gemaak. Hierdie storm het gemaak dat ek deursettingsvermoë het, die lydsaamheid, die beproefdheid en al hierdie dinge. Mag die Here dan so vir jou help. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U selfs ook storms gebruik, en die Bybel sê, ag dit loutere vreugde. Here, al verstaan ons dit nie, al is dit nie vir ons lekker nie, dan kom ons vandag en ons sê, help ons Here, vat ons by die hand. U wat beloof het, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Jesaja het U geskryf aan die 41:10 wat U gesê het, kyk nie angstig rond nie, want ek is met jou. Dankie Here dat U hulle wat vandag hierdie woord hoor, Here, maak die woord vir hulle oop, maak dit vir hulle verstaanbaar, verlig hulle oë, Here, sodat hulle dit kan sien en mag hulle dit kan inneem en mag hulle dit beleef. Ek eer U daarvoor, Here. Dankie dat U vandag mense losmaak, mense uit hulle storms, uit hulle valleie vat, uit die woestyne van hulle lewe uit, Here. Hierdie berge wat te groot is, Here, maak dit gelyk is vandag vir hulle. En ons eer U daarvoor. Dankie, Here, dat ons weet, U is 'n waarmaker van U woord, en U sal dit doen. Ons gee al die lof en al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen.